Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons dag na dag dra en seën met die keer van sy seëninge. Ons eer die Here vir elke nuwe dag wat hy as 'n geskenk uit sy Vaderhand aan ons gee. Ons weet ons is nie hierso per toeval nie. Ons weet ons is hier omdat die Here dit bepaal en beskik het. En ons weet ook dat die Here vandag 'n plan en 'n doel met ons lewe het, mag ons so lewe dat ons skynende ligte vir hom in hierdie donker wêreld sal wees. Nou ons gaan aangaan met hierdie reeksie oor die gedagte, wat sal die Here se boodskap aan ons as gemeente wees? Ons het al reeds gepraat oor die gemeente van Efese en dan die wonderlike werk wat hulle gedoen het, maar ongelukkig dat hulle hart nie altyd in hierdie werk was nie. En het ons as gemeente die gedagte gekry en die boodskap eintlik ontvang dat ons ook ons eie harte moet ondersoek en sal vra, deurgrond my o God en ken my hart, toets my en ken my gedagtes en kyk of daar by my 'n weg is van smart en lei my op die ewige weg. Vriende, luister, ewigheidsdinge is die belangrikste in jou lewe. Dit moet jou nie morbied maak nie, dit moet jou nie te neergedruk maak nie. Sonde moet jou nie moedeloos maak nie, inteendeel, dit moet ons heeltyd terugwys na Christus en laat opkyk na Christus, die leidsman en volëinder van ons geloof en ons elke dag motiveer om met nuwe passie en met nuwe ywer ons allerbeste te gee vir hom, ons allerhoogste. Nou vriende, ons gaan vanmôre 'n bietjie stil staan by die gemeente Smyrna. Nou, ek kan nie regtig assosieer met hierdie gemeente in die sin nie, want ons word nie vervolg soos hierdie mense vervolg was nie. Daar staan en skryf van die engel van die gemeente in Smyrna, dit sê die eerste en die laaste wat dood was en lewend geword het. Met ander woorde, die Here Jesus Christus, die een wat gesterf het, wat opgestaan het, wat die dood, die hel en die smarte van die hel oorwin het, is hy wat vir hulle hierdie boodskap ter bemoediging gee. Want die tweede vers sê, dis nou eintlik vers 9, maar die tweede vers oor hierdie gemeente sê, en ek ken jou werke en verdrukking en armoede, maar jy is ryk, en die lastering van die wat sê dat hulle Jode is en nie is nie, maar 'n sinagoge van Satan. So hierdie gemeente, vriende, het geweldig swaar gekry. Hulle was tydelik arm, maar geestelik ryk. Hulle het tydelik swaar gekry, maar geestelik was hulle meer as oorwinnaars. Tydelik was hulle, vriende, kan ons sê anorexia, maar geestelik was hulle regtig sterk soos 'n Samson van ouds, omdat hulle in die waarheid van God se woord geanker was. Die Bybel sê vir ons, daar was selfs Jode wat probeer infiltreer het en die Jode onder wie hulle geleef het, wat hulle teëgestaan het en baie van die ander mense wat hulle teëgestaan het, wat nie kinders van die Here was nie, maar in die naam net Christene was of kinders van Abraham. Die Bybel sê vir ons, ten spyte van daardie vervolging, het hulle opgestaan en vasgestaan en te midde van alles die Here verheerlik. En nou sê die Bybel vir ons in vers 10, vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle sal 10 dae lank verdrukking hê, wees getrou tot die dood toe, en ek sal julle die kroon van die lewe gee. Ag vriende, so pragtig as 'n mens na hierdie verse kyk, wat u sien, hierdie bemoedigende aankondiging wat die Here hulle gee, is dat hy self die een was wat gehoorsaamheid geleer het uit wat hy gelei het. Gaan lees Hebreërs 5 vers 8. Die Bybel sê vir ons dat die Here Jesus self op aarde smarte gelei het. Daar was erge verdrukking waardeur hy moes gaan, maar hy het die oorwinning behaal en dit het hierdie mense geweldig baie bemoedig. Nou sê die Here vir hulle ook ter bemoediging, ek weet van julle verdrukking. Hoor wat sê die Bybel, ek ken jou werke en verdrukking. Hoe wonderlik om te weet dat die Here bewus is van elke ding waardeur ons gaan. Miskien word jy vanmôre verdruk daar by jou werksplek, of miskien is daar verdrukking in jou familie of jou huis, en ek weet van baie mense in Suid-Afrika wat as moslim tot bekering kom, of as mormoon tot bekering kom, of 'n Jehova getuie tot bekering kom, en iewers skielik kry hulle vervolging, en mense staan hulle teen, mense probeer hulle opponeer. Maar vriende, ek pleit by u dat u en ek sal sien dat ook hierdie boodskap is op my en jou van toepassing. Ons weet nie wanneer vervolging in Suid-Afrika gaan kom nie. Ons hoor al hoe meer dat die ministers van onderwys besig is om te beweeg in die rigting van die moslim gemeenskap en mense wat die waarheid nie liefhet nie, ongeredde mense wat nie 'n duit omgee of kinders godsdienstige opleiding of opvoeding ontvang al dan nie. Ons begin in 'n rigting beweeg waar jy nie op straat sommer maar meer die evangelie met mense mee mag deel nie. By jou werksplek is daar nou verbod op die deel van die evangelie. Dis asof die skroef aangedraai word, dis asof die uitdaging al hoe meer raak. Ons weet nie wanneer hulle ons gemeentes gaan begin vervolg nie. Ons dink aan die tyd van COVID toe hulle die kerk as 'n nie-essensiële organisasie daar gestel het nie. Kan jy glo? Ons wat as 'n lewende organisme God moet verheerlik en Sondag saamkom vir die opbouing van ons geloof, was vir 'n tyd lank gesluit deur die regering.
En mag God verhoed dat ons nie weer in hierdie struik sal trap, dat die regering ons manipuleer om saam te kom nie. Maar dis die tyd waarin ons leef. Ons lewe in 'n goddelose wêreldsbestel waar die leiers goddeloos is en hulle wil ons gemeenskap as heiliges kom basies elimineer. Want dis asof die sinagoge van Satan op hierdie wêreld neergedaal het en die laaste doodsnikke voor die Here gaan kom besig is om plaas te vind. En daarom het ek nodig om ook hierdie boodskap te hoor. Want u sien, Smyrna beteken bitterheid. Hierdie mense het bittere lyding beleef. Hulle het bittere uitdagings beleef. En ek, vriende, beleef dit ook in 'n minder of 'n meerdere mate. En mag ons as kerk van die Here, mag ons as gemeente opstaan en sê, luister, ten spyte daarvan gaan ons staande bly vir die Here. Want u sien, hierdie aardse lewe gaan gou verby. Net wat ons vir die Here gedoen het, sal staande bly. Dit is nou die tyd van die kruis. Ons sal die kroon ontvang na hierdie lewe. Daarom is dit belangrik om vanmôre ook uit die lewe van die gemeente in Smyrna te sien dat ons nodig het om die goeie stryd te stry en die wedloop te volëindig en die geloof te bou. Die Bybel sê vir ons, vriende, dat hierdie mense selfs van hulle eie stamgenote, hulle eie Jode, het hulle probleme en vervolginge ontvang. En ag, dit is belangrik om te sien dat ons hierdie waarheid van God se woord dan ook ter harte moet neem vanmôre. Die Bybel sê vir ons baie duidelik in Romeine 8 vers 28 en ons weet dat vir hulle wat God liefhet werk alles ten goeie mee vir hulle wat na sy voorneme geroep is. En ag, vriende, as 'n mens kyk na hoe kinders van die Here in die verlede staande gebly het, dan het ek geen verskoning nie. Dan het ek regtig geen verskoning nie. Maar hoor die onwankelbare belofte waarmee ek wil afsluit. Die Here sê vir hierdie gemeente, wat deur geweldige vervolging, verdrukking gegaan het. Ag vriende, hulle was gemartel, hulle was op wrede maniere doodgemaak. Die Here sê, vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in gevangenis werp, sodat julle op die proef gestel kan word. Die Bybel sê, wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. Wie 'n oor het om te hoor, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Die wat oorwin sal deur die tweede dood geen skade ly nie. Maar die Here eenvoudig vir hulle wil sê, luister, die eerste dood beteken eintlik niks nie. Ons almal gaan op hierdie aarde sterwe. Maar as jy die Here nie ken nie, sal jy vir ewig sterwe in God se oordeel, in sy hel, in die poel van vuur wat die Bybel sê, wat die Here bereid vir die duiwel en sy engele. Vir ons as kinders van die Here is die dood maar 'n oorgang van lewe na lewe. Die tydelike lewe na die ewige lewe. Die lewe van hartseer en pyn na die lewe van vreugde en blydskap. Daarom sê die Here in Matteus 10:28, jy moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer wat die siel, sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Ag, wonderlik om te weet dat die Here vir ons sê, moenie vrees nie. En ek sluit af, vriende, met die pragtige woorde by Jesus se geboorte in Lukas 2 vers 10. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle goeie tyding van groot blydskap, wat vir die hele volk sal wees, dat Jesus Christus, die Messias, gebore is. Ag, daarom wil ek vir jou vra, dat jy sal onthou, dat die Here ook vir jou bid. Onthou jy vir Petrus? Die Here sê vir hom, Simon, die duiwel het vurig begeer om jou soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie sal ophou nie. Ag, kom ek en jy toets vanmôre ons lewens. Kom, hoe lyk ons gemeente? As die verdrukking en vervolging kom, is ons geanker in die waarheid, dat ons kan staande bly en dit kan deursien en kan vra, Here, gee vir ons genade om einduit 'n getuie vir U te wees. Onthou, die Here sê vir ons, sy genade is vir ons genoeg en sy krag word in ons swakheid volbring. Ek wil afsluit met die pragtige verhaaltjie van die biskop Polycarpus van Smyrna. Nou, hy het in Smyrna se tyd gelewe en ag vriende, daar het geweldige vervolging plaasgevind en die goewerneur het vir hom gevra en vir hom gesê, Polycarpus, as jy Christus verloon, sal ek jou lewe spaar. Op daai stadium was Polycarpus 86 jaar oud. En hy sê hierdie woorde, en ek lees dit vir u in Engels, so pragtig. Hy sê, 60 years, met ander woorde 86 jaar, I have served him, and he has never done me injury. How then can I now blaspheme my king and my savior? En so het Polycarpus gesterwe as 'n martelaar in Smyrna vir die Here. Mag u en ek uit hierdie mense se lewens leer en mag ons die vermaaning van God se woord ter harte neem en mag ons ook bemoedig word deur hierdie kosbare waarheid wat die Here vir hierdie gemeente sê. Vrees vir niks wat jy sal ly nie, want jy sal die ewige heerlikheid beerwe. Vriende, mag die Here vir ons genade gee dat ons ook sal sien hoe ons lewe
in hierdie krom en verdraaide geslag. Dat ons nie sal stil bly en dat ons nie sal bang wees en sal vrees nie, maar in die liefde van die Here, die waarheid van die Here sal deurkommunikeer, al kos dit ons lewe. Mag die Here ons genade gee, groete vir u, mooi dagie verder.